In die geskiedenis van die wêreld, dink ek nie was daar 'n persoon wat meer gehaat was as ons Here Jesus nie. Ons sien dit nou hier in die tweede tree van in sy voetspore, hoe daar massamoord gepleeg was om te verhoed dat ons Here Jesus op aarde kan loop en dat ons Here Jesus op aarde kon doen wat hy geroepe was om te doen en wat hy graag wou doen. En ons sien dit as die koning kom en hy wil Jesus doodmaak en die engel kom en verskyn aan Josef en sê hom hart, vlug weg Egipte toe. En want dan lees ons, het dit waar geword wat die profeet voorspel het en sê uit Egipte land het ek my knegt geroep, my seun geroep. Kan ook vertaal word. So, eerste profesie wat waar word. Tweede profesie is die maas wat ween en nie getroos wil word nie. En dan die derde profesie is hulle teruggaan Israel toe en nie gaan waar hulle eintlik moes heen gaan nie, maar Nasaret toe gaan. Omdat hulle bang was. En selfs daar sien ons 'n profesie wat vervul word van uit Nasaret. Sal daar hoop kom. En hoe mooi is dit om te sien dat in die donker, in die seer, tussen hierdie moord, tussen hierdie kwaad wat Satan wil bring, kom die Here en hy gee hoop. En kom die Here en ons sien dat Satan seer bring, maar God, Satan se dood en se seer en se lelik wat Satan wil bring, wat glad nie God se wil is nie, want God nog steeds in sy almag dit in sy diens stel en nog steeds hoop bring, nog steeds redding bring in ons Here Jesus. En dit is wat Jesus kom doen het daar aan die kruis, nê. Al hierdie swaar, al hierdie seer, alles dinge wat in God se wil is, dinge wat God gebied mag nie gebeur nie. Moord is iets wat God haat. Valse getuienis is iets wat God haat. En dit alles het in Jesus gebeur reeds as kind, wat 'n vooruitwysing is na wat met hom gaan gebeur aan die kruis. Sodat ons redding kan hê, sodat ons hoop kan hê, en sodat ons vandag hier kan sit en jy wat hierdie boodskap luister, kan weet, alles is hoe donker om jou. Al bring Satan die lelikste lelik, al bring Satan dood in jou lewe. God in al sy wysheid en krag en majesteit en glorie kan van hierdie seer, kan dit in sy diens stel en hy kan hoop bring, hoop gee vir jou. So hierdie voetspore wat Jesus loop en ons wat in hom volg, weet, ons gaan verdrukking hê, maar mag dit vir jou hoop wees. Mag dit vir jou 'n teken wees van redding. En mag jy in moeilike omstandighede vasbyt. En weet, God is in beheer. Jy is nie alleen.